Ek gaan lees vers 1 tot 9 en dan 19 tot 23. Die rede hoekom ek 'n gedeelte in die middel uitlos is want Jesus vertel 'n gelykenis van 1 tot 9 en dan verduidelik hy 'n klomp goeters en dan verduidelik hy die gelykenis. Daai klomp goeters wat hy verduidelik, het ek verlede week verduidelik. As jy reg sal onthou, hy verduidelik hoekom hy 'n gelykenis gebruik. Maar in 1 tot 9 praat hy van 'n gelykenis. Ons het gesê 'n gelykenis is 'n storie om 'n geestelike waarheid vir ons te vertel op 'n maklike manier. So, kom ons lees 1 tot 9 dan gaan jy mooi verstaan waar Jesus vandaan vertrek. Daardie selfde dag het Jesus, nadat hy van die huis vertrek het, langs die see gaan sit. 'n Groot skare het hom saamgedrom, sodat hy in die boot geklim het om daar te gaan sit. Die hele skare het op die strand bly staan. Hy het dikwels met hulle deur gelykenisse gepraat. Hy het gesê, kyk, 'n saaiër het uitgegaan om te saai. Tydens die saaiery het 'n deel van die saad langs die pad geval. En die voëls het gekom en dit opgepik. Ander saad weer het op die rotsagtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie. En dit het dadelik opgekom, omdat die grond nie diep was nie, maar toe die son opkom, is dit verskroei, omdat dit nie wortel geskiet het nie. En dit het verdroog. Ander saad weer het tussen die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik. En tog ander het op goeie grond geval, en dit het opbrengs gelewer. Party 100, ander 60 en ander 30voudig. Laat die wat ore het, luister. Klink 'n snaakse manier, nou gaan ons na 19 toe, so dis nou 'n snaakse manier net om te sê om die middelste gedeelte te skiep, maar ek nooi jou uit, indien jy nie verlede week geluister het nie, om te gaan luister, want ek het daai gedeelte behandel. Vers 19 gee Jesus nou die verduideliking. Wanneer iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is die saad wat langs die pad gesaai is. Die saad wat op die rotsagtige plek gesaai is hy wat hierdie woorde hoor en dit dadelik met vreugde ontvang, maar omdat hy nie wortel geskiet het nie, hou hy net 'n rukkie. As verdrukking of vervolging vanweë die woord plaasvind, struikel hy dadelik. En die saad wat tussen die dorings gesaai is, dit is hy wat hierdie woord hoor, maar die bekommernis van hierdie wêreld en die verleiding van rykdom verstik die woord en dit bly sonder vrug. Die saad wat egter op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat hierdie woord hoor en begryp. En hy dra vrug, die een 100, die ander 60 en die ander 30voudig. In kort is hierdie boodskap 'n boodskap oor luister. Hoe jy na die woord van God luister. Het jy al ooit gewonder hoekom so baie mense in sekere kerke sit, baie mense Bybels het, van die mense plak selfs kruise of hy visie op hulle karre, maar daar is geen verandering in hulle lewe nie, en daar is geen Christelike vrug in hulle lewe nie. Hoekom hoor sommige mense dieselfde evangelie, dieselfde boodskap, maar daar is 'n klompie wat dit verstaan, en daar is 'n klompie wat dit nie verstaan nie? Hoekom lyk dit soms asof mense, wat hulle self Christene noem, se harte afgestomp is, asof God se woord net nie 'n effek op hulle het nie, terwyl ander mense se nou weer toeganklik is? Jesus antwoord hierdie vraag met hierdie gelykenis. Dis die gelykenis van die saaiër. Nou hierdie is nie net 'n storie oor boerdery nie, maar ek dink ook 'n boer kan 'n paar lesse daaruit vat as hy sou wou. Maar hierdie is 'n geestelike, kom ons noem dit 'n sonaar. Ons kan nou nie sê ekstraal nie, want ou neem nie seker 'n ekstraal van die hart nie, jy doen seker 'n sonaar, nê. Ja. So hierdie is 'n geestelike sonaar wat gedoen word op die hart. En ek wil jou vandag uitnooi om die sonaar toe te pas op jou eie hart. Ek wil nie jou uitnooi om die sonaar te doen op die ou langs jou, voor jou of agter jou, of die ou by die huis nie. Ek wil jou uitnooi om die sonaar op jou eie hart te doen. Jesus leer ons in hierdie gelykenis dat die probleem nie by die saad lê nie, dit lê nie by die saaiër nie, nee, want die saad is die woord van God, en is lewend en kragtig. Hy sê vir ons die probleem lê by die grond, en die grond is die toestand van jou hart. En dit is hoekom Jesus so vreemd afsluit met vers 9 wat sê,
Laat die wat ore het, luister. Ons almal het ore. Nee, gewoonlik vra ek my kinders, as hulle nie wil luister nie, sê ek, wys pappa jou ore, wys hulle, dan sê ek nou gebruik hulle. Ons almal het ore, daar is 'n verskil om te hoor, en daar is 'n verskil tussen luister. Jesus nooi jou uit, om nie net sy woorde te hoor nie, maar dit aan te neem en daarna te luister. So watter tipe grond lê in jou hart? Nou voor jy dink, ek probeer jou vandag laat sleg voel, of ek mik op jou, of voor jy enigstens dink, ek het hierdie boodskap vir jou geskryf, dan wil ek vir jou sê, hierdie is nie 'n boodskap om enigstens iemand in 'n slegte lig te plaas nie. Nee, ek dink hierdie is 'n goeie boodskap vir ware redding. En ek dink jy wil weet wat is die kondisie van jou hart. As ek dalk my eie gelykenis kan gebruik wat aansluit by Jesus sinne, sou ek vir jou gesê het, as 'n boer saad gaan saai, wil 'n boer seker maak hy saai op goeie grond. As dit jou grond is, en as jou grond jou hart is, wil jy seker wees jou hart is goeie grond, want jy wil dit nie mis nie. Daar is nie een ou wat hier in die kerk sit, wat vir my vandag wil sê, ek wil die Here Jesus mis. Daar is nie een van julle. Nie een van ons wil hom mis. Ons wil hom kry, ons wil hy moet ons kry, ons wil nie sy boodskap mis nie. En so hierdie boodskap gaan jou en my help, dit het my ongelooflik baie uitgedaag, ook in hierdie week, maar dit gaan ons help om bietjie 'n sonaar te doen op ons eie grond, ons eie hart. Kom ek praat net so 'n bietjie van, Jesus praat van grond, hy praat van saad, hy praat van 'n saaier, nee. En hy sê ook vir ons wat dit beteken. Hy sê die saad, as jy kyk vers 19 en 20, is die woord van die koninkryk. Dis wat hy sê, die woord van die koninkryk. Hy wat hierdie woorde hoor, sê hy. So die saad is die woorde van die Bybel. Dis eenvoudig. Die saad is die woorde van die Bybel. Die saaier word nie bekend gemaak nie. Maar die saaier is iemand wat die woorde van die Bybel strooi. Nee, saai. So dit kan ek wees, dit kan selfs een van julle wees, dit kan 'n evangelis wees. Enige iemand wat die woord van God vat en dit verkondig, kan gesien word as 'n saaier. En die saad is die woord. 'n Egte saaier, ek wil net 'n voetnota hier vir jou sê. 'n Egte saaier is nie 'n vermaker wat jy vandag in kerk kry nie, hoor. So, ek het laasweek ook gesê, daar is baie keer ouens agter die kansel wat nie agter die kansel behoort nie. En daar's ouens wat daar so is om jou te vermaak, wat nie waar, hulle gooi sintetiese saad. Ek bedoel, jy kan 'n goeie voorbeeld uitdink, as daar twee ouens is en een ou verkoop vir jou die gewone ou saad en die ander ou kom en hy spuit sy saad goud en hy vertel jou, het jy al Jan in die boontjie rank gelees? Hierdie is Jan in die boontjie rank se saad. Gooi hierdie enige plek, broer, en ek sê vir jou, jy gaan mielies oes, laat dit by jou ooruit kom. Jy gaan wil opklim. So, daar is sekere saaiers wat valse sintetiese saad saai. Maar dit is nie waaroor hierdie gelykenis gaan nie. Hierdie gelykenis gaan oor 'n ou wat die ware evangelie verkondig, op 'n suiwer manier en sonder om sekere dele uit te los, sonder om selektief te wees. So dis egte saad en egte verkondiging. Die probleem lê nie by die egte saad en die egte verkondiging nie, nee, dit lê by die grond. Nou in Jesus se gelykenis gaan dit oor die mense wat die woord van God hoor, en dan vra ons onsself, wat doen ons met daai woorde van die Here? Wat doen jy met die woorde van die Here? Wat doen jy met die gepreekte woord? Wat doen jy Sondag na Sondag as die woord uitgaan? Wat doen jy as jy dalk die woord vat en jy leer hom en jy bestudeer hom? Wat doen jy? Want dit is waaroor hierdie gelykenis gaan. Die grond verwys na die mens se hart. En elke liewe mens se hart is in 'n tipe van 'n grondkondisie. Party ouens se harte se grond is hard, party ouens se grond van hulle harte is sag, party ouens sinne is klipagtig, maar almal sinne is soos jy sit in een of ander kondisie. Wat sien is joune? As jy nie weet wat se kondisie jou hart is nie, dan is ek bly, want jy is so weer regte plek. Want vandag is ek 'n sonograaf, nee.
En ek gaan vir jou wys. Ek gaan daai dingetjie rol en jy gaan dalk die kondisie van jou hart sien. Dit is my gebed. Die tipe grond word voorgestel deur hoe toeganklik jy is vir die saad. Daar is mense wat die saad gaan vat en dit aanneem. Daar is mense wat die saad vir 'n rukkie gaan vat en dan verloor. En daar is mense wat die saad van God glad nie gaan vat. Daar is mense wat Jesus gaan vat en hom aanneem. Daar is mense wat net 'n bietjie van Jesus hou en dan het verloor, en dan is daar mense wat glad nie Jesus gaan aanneem. Dit is wat Jesus sê. So die grond is jou hart se toestand. En hoe jy God se woord aanneem. Nou net vir so interessantheidsondhalwe, en ek sal later 'n bietjie daarby aansluit. Die mense met goeie grond is altyd in minderheid. Is altyd in minderheid. Daar is twee goedjies binne hierdie gelykenis wat dit verdedig. Ek gaan nou vir jou een deel, en dis hoekom ek vers 1 en 2 gelees het. Kyk by vers 2. 'n Groot skare het om hom saamgedrom, sodat hy in die boot geklim het en daar te gaan sit. Daar was baie mense, so baie mense wat na Jesus wou luister, dat Jesus in 'n bootjie moes klim. Jesus het in 'n bootjie geklim, het op die bootjie gesit. Dit was gewoonlik die manier hoe hulle daai tyd gepreek het. Hy het gesit en almal het so op die oewer gestaan, mooi akoestiek, en Jesus het vir hulle gepreek. Baie mense. Maar tog as jy gaan lees 'n bietjie aan en jy sal sien van vers 10 tot 18 was dit net die disippels wat Jesus gevra het. Wat beteken dit wat jy nou net gelees het? Is dit nie vir jou vreemd? Van al die honderde mense kom net 12 en sê vir ons en sê vir die Here, leer my asseblief wat jy nou net vir my gesê het. Sal jy sê dis net 12 wat belang gestel het? Verseker. Is altyd in minderheid. Nou kom ons bespreek gou-gou die vier tipe gronde. Die gronde. Die eerste een in vers 19 is die pad. Wanneer iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is, dit is die saad wat langs die pad gesaai is. Die koninkryk is die woord van God. Nee, die koninkryk is nie net die hemel nie, maar die koninkryk is ook hier en nou. Die koninkryk van God is binne elke mens. Ons ervaar die koninkryk nou. Jy kan nou vrede ervaar. Jy ervaar nou van God se vreugde in jou lewe. Jy ervaar nou God se teenwoordigheid in jou lewe. Dis 'n deel van die koninkryk, nê? Nee. En om te sê daar's 'n koninkryk, sê ons ook daar is 'n koning. En dit is wat ons sê. 'n Koninkryk verwys na heerskappy. As die koninkryk van die saad in my hart gesaai is, dan sê ek eintlik dis Jesus wat meester is in my hart. Dis wat ek sê. So wanneer hy sê die koninkryk word gesaai, beteken dit is Jesus wat gesaai word en Jesus se heerskappy wat gesaai word. Dis wat Jesus hierso sê. En dan sê hy, mense verstaan dit nie. Hulle hoor en nie verstaan nie. Nou hierdie verwys nie na jou IQ nie. Dit verwys nie na die ingewikkeldheid daarvan nie. Ons het verlede week gesê dat die skrif aan ons bekend gemaak word. Selfs mense wat onkundig is, hulle sal ook kan sien. Jesus gebruik inteendeel die wat dwaas is om dit wat wys is te beskou. So, dit gaan nie oor ek verstaan net nie, dit gaan oor mense wat nie wil verstaan nie. Dis waar dit gaan. Dit gaan oor mense wat nie wil verstaan nie. Dit gaan meer oor jou soeke en minder oor jou IQ. Dis wat Jesus hierso sê. So Jesus sê, as die woord verkondig word, as Jesus gepreek word, en wanneer Jesus preek hulle dat Jesus meester is oor jou lewe. Jesus is God oor jou lewe. Hy's meester oor jou hart. En daar gaan mense sit, daarso wat sê, maar ek wil nie regtig Jesus meester oor my lewe hê nie. Dis eintlik wat hy sê. Die eerste hart is 'n harde hart. Hoe hard? Kliphard sê. Hy's baie hard. Die eerste hart is so hard, dis soos 'n voetpad. Daai honde van my sny altyd koek. Jy weet ons as jy so om die vel dan sny altyd koek. Hulle sny altyd koek. Daar's dan 'n paadjie daar. Ag, nie eens onkruid wil daar groei nie. Hulle trap daai grond van my so hard. Dis die konsep wat uitgebeeld word. Daar is 'n harde hart dat daar niks saad kan groei nie. Nou vra jy vir my, maar wat is 'n harde hart? Dis 'n harde hart om te sê ek is soos
James Dalton, ek kan 'n vuurhoutjie in my baard aan die brand steek. Dis nie so tipe hart nie. Dis nie daai ou wat baked beans eet, sommer so uit die blikkie uit en langs die kampvuur en dan skep hy daai laaste bietjie so en dan bær hy daai een in daai baard en gooi hom later. Dis nie daai hart nie. Nee, dis nie daai hart nie. Hierdie hart is 'n ander tipe hart. Hierdie hart is 'n hart wat onsensitief is teenoor God se goeders. Nou weet jy wat maak 'n hart hard? Sonde. Net sonde. Sonde. En daar's 'n slegte ripple effek. Sonde maak die hart hard. En wanneer die hart hard is, wil hy meer sonde doen. En wanneer hy meer sonde doen, wil hy meer hard word. En wanneer hy harder word, doen hy meer sonde. En so gaan jy in 'n afwaartse spiraal. Sonde, harde hart, sonde, harde hart. Daarom kan jy baie keer kyk na 'n ou en sê, hoe kan 'n ou sommer net iemand se lewe neem, sommer net so? Dis asof hy geen hart het nie. Hy het nie. Sy hart is hard. Dit begin by klein en dit verhard. En hoe meer jou hart verhard, hoe meer groei die sonde. Romeine praat van sulke mense in die eerste hoofstuk. Hy sê, alhoewel hulle God ken, hierdie mense met harde harte, het hulle hom nie as God geëer en gedank nie. Inteendeel, hulle denke het sinneloos geword en hulle het onverstandige harte wat duister is. Onverstandige harte wat duister is. Die saad wat op hierdie pad val, het nie plek in daai persoon se hart nie. Die koninkryk het nie plek in daai persoon se hart nie. Hy het nie. Romeine gaan aan, hy sê, tog doen hulle dit nie, maar hulle praat dit boonop reg. Ek weet, jou hart is so hard, dat jy selfs die sonde sal regkeer, en jy dink jy is okay, jy dink die koninkryk leef in jou, maar eintlik is dit net sonde wat in jou leef. Dis net sonde wat in jou leef. Die Ou Testament noem sulke mense hardnekkig. Hardnekkig. 2 Konings 17 kan jy gaan lees as jy sou wil. Sonde veroorsaak dat mense God en God verwerp. God se waarheid verwerp en God verwerp. Die saad groei nie daar nie. Hoe meer jy sondig, hoe harder word jou hart. Wil jy weet hoekom lyk die wêreld vandag soos wat dit is? Wil jy weet hoekom die wêreld so stikkend en so siek is? Wil jy weet hoekom die wêreld so gebroke is? Sonde. Sonde. Wil jy weet hoekom mans nou wil identifiseer as vrouens, vrouens nou wil identifiseer as mans, kinders as katte, katte as mense? Sonde. Romeine, die hele hoofstuk 1 van Romeine praat daarvan. Sonde. En hulle is so bedrieg deur hierdie sonde, dat hulle dit reg praat. Hulle praat dit reg. Ek het gesê dat die koninkryk verwys na heerskappy, nie? En ek het gesê dat die saad wat gesaai is om te sê dat die saad is jy wat Jesus Christus aanvaar as meester oor jou lewe. Hierdie sonde wil nie Jesus hê as meester nie. Dit begin by Adam en Eva. Adam en Eva, God het vir hulle gesê, Adam, Eva, doen dit, maar moenie dit doen nie. En Adam en Eva het gesê, weet jy wat, ons gaan nie vir God luister nie, ons luister vir onsself. Met ander woorde, God is nie meester oor my hart nie. Ek weet wat is goed en kwaad, het Lucifer vir hulle gesê. En toe kies hulle die kwaad. Dit is 'n gees van rebellie. Dis dieselfde vandag. Mense sê, ek weet van beter. En dan gewoonlik sê hulle, maar God ken my hart. Hy doen. En hy is klaphard. Gelykenisse van die muntstuk is 'n goeie voorbeeld. Jesus, hy praat van 'n muntstuk, hy sê dat 'n koning gekom van 'n ver land met hoë aansien, nee, dit was in Lukas 19:14. En toe die koning daar aankom, sê die skrifvers vir ons dat die mense nie wou gehad het dat hierdie man oor hulle moet heers nie. 'n Harde hart wil nie hê Jesus moet oor hom heers nie. Jy wil nie hê nie. Baie ouens soek die hemel,
maar hulle soek nie God in die hemel nie. 'n Harde hart soek nie die God nie. Hulle soek net die belofte. Dit bring my by my tweede grond. Die eerste een is hart, daar groei niks. Sonde maak dit hard. Dis ouens wat volhard in sonde. Hulle het die wêreld meer lief as wat hulle die Here liefhet. Lief vir hulle sonde, hulle sal regverdig. Was goed wat hulle nie wil afsterf nie. Die tweede een is die rotsagtige grond. Ek wil net gou sê. Die volgende twee dink ek word 'n meerderheid onder Christene. Dis in aanhalingstekens word onder Christene gevind. Die volgende twee grondgebiede. Die eerste een van dit is die rotsagtige grond. Nou rotsagtig, ek wil net vir jou sê rotsagtig beteken dit nie daar's grond en dan's daar klippie, daar's grond en dan's daar klippie nie. Nee, rotsagtig beteken daar is vlak grond en onder die vlak grond is daar soos 'n bed van klip. Bed van klip. Jy kan dalk ploeg en jou ploeg gaan net nie diep genoeg om daai klip te kry nie. Daai klip is onder die grond, maar die grond bly vlak. Dis wat hulle bedoel. Dis wat hy bedoel. So, hoor wat sê hy, die saad wat op die rotsagtige plek val, in vers 20, die saad wat op die rotsagtige plekke gesaai is hy wat hierdie woorde hoor en dit dadelik met vreugde ontvang, maar omdat hy nie wortel geskiet het nie, hou hy net 'n rukkie. As verdrukking of vervolging van weer die woord plaasvind, struikel hy dadelik. Nou ek het vir jou so 'n voorprentjie, kan jy hom vir my opsit daar, Danny, asseblief, ek weet nie of jy moet, daar sê, ek weet julle kan sien. So dit is die probleem met rotsagtige gebied. Rotsagtige gebied is jy weet nie hy's daar nie, maar jou grond is oppervlakkig. Die saad word gesaai en die eerste ding van saad, die oom sal bevestig, die eerste ding van saad is hy moet eers wortels skiet. Hoe gaan saadblaar kan groei as hy nog nie wortels skiet? So die wortelsisteem moet eers vorm en as die wortelsisteem vorm, dan groei die saad opwaarts. Nou met oppervlakkige grond is daar nie baie plek vir die wortel om te groei. So dan beteken dit die wortel het nou beperk in sy groei, so dan stoot hy boontoe uit. Dit is gewoonlik mense wat baie belovend lyk in die kerk. Hulle kom, hulle is entoesiasties. Dit is ook mense vol wat hierdie sensasie gedrewe is, nê. Laat my voel, laat my ervaar, die Here se genade, dis wonderlik. Ek wil omkap, ek wil iets voel, geloof is 'n sensasie. Dis gewoonlik hierdie ouens. Hulle voel en hulle ervaar iets, maar hulle is net nie geanker in Bybelse waarhede nie. Hulle is nie geanker daarin. Nou gewoonlik wat gebeur is, as die son opkom, of as die son opkom verdroog hy. As vervolging plaas van verdroog hy. Want hy het nie 'n goeie wortelsisteem. Dis mense wat die evangelie gehoor het, mense wat dit begin aangeneem het. Ek kry dit baie. Ek het een keer hierso met 'n man gehad, 'n gesprek gehad, 'n hele lang ruk terug. En daar was probleme. Hy het uitdagings gehad en ek het 'n gesprek met hom voer en ek het hom sê, luister. Die Here moet daai hart van jou verander. Ek hoor hy se hart. Hoor hy se hart. En ek nooi hom toe uit kom sit in die kerk. 2 Sondae. Dit het belovend gelyk. Hy en sy gesin het hier gesit. Wonderlik. Maar kort voor lank is hy weer terug in die kroeg. Dis mense wat iets klink lekker van Jesus. Iets klink aanloklik. Iets proe lekker. Nou as die hemel of die Here gaan jou klomp goed gee. En verkoop Jesus. Maar dit is net nie geanker nie. Hulle los gewoonlik gedeeltes uit, soos jy met jou kruis opneem, of dit is moeilik, jy sal dit moeilik hê in die wêreld. Hulle fokus net op die smaaklike. En sê nie, die hart is 'n hart waar die saad nie lank groei. En dan val hy. Die derde hart, ek glo hierdie ene is 'n hart wat binne baie, ek kan nie haastig maar afval, is 'n hart wat baie tussen in 'n kerk is vol van kerke. En ek glo dit is ook 'n groot rede hoekom kerke begin, ware kerke begin leegloop, is want ons baie van hierdie harte. Hierdie harte is die saad wat tussen die dorings gesaai is. Hoor wat sê vers 22, en die saad wat tussen die dorings gesaai is, dit is hy wat hierdie woord hoor, maar die bekommernis van hierdie wêreld, van die verleiding van rykdom verstik die woord, en dit bly sonder vrug.
Die derde tipe hart is 'n hart wat gewurg word deur dinge van die lewe. Ek hoef jou nie te vertel of te wys van hoe 'n hart versmoor word deur rykdom nie. Ek is seker jy weet. Onthou ons het gesê ons doen 'n sonaar, né? Ek hoop jy scan. Die sonaar moet vir jou wys wat se grond jy het. En wanneer dit kom by hierdie tipe saak, kan jy net kyk na jou besluite wat jy maak, as dit altyd geld gedrewe is. Kyk waaroor jy die meerderheid van die tyd wil argumenteer of stry of beklei, as dit gaan oor geld. Kyk waaroor jy 'n meerderheid van die tyd praat, want waarvan die hart van vol is met die mond van oor. Kyk wat jy begeer. Want dit wat jy begeer beteken dit is waar jou skat lê. Jy kyk ook hoe vrygewig jy is. Dan sal jy sien of jou hart versmoor word deur rykdom. Die Here gee baie waarskuwings teen rykdom. Baie. Want rykdom is tydelik. Onthou die mense in Jesus se tyd was baie arm hoor. Baie arm. Hulle het gelewe van die hand na die tand, nee. Hulle het nie huise en karre gehad of 'n bankrekening nie. Ek dink dat as jy is bevoorreg as jy 'n kar het, as jy 'n bankrekening het, as jy beleggings het, as jy 'n huis het. En ek dink dit nie 'n ou moet homself so vinnig klassifiseer as arm. Jy's altyd arm as jy jouself vergelyk met die rykste ou in die wêreld. Maar as jy jouself dalk vergelyk met die armste ou in die wêreld, is jy ryk. Al wat ek vir jou probeer uitwys, is wees waaksaam teenoor jou hart. Ek wil ook vir jou sê dat daar is mense wat nie baie het nie, wat nog steeds die begeerte het om ryk te wil wees. Dit spoor ook jou sak. As jy nie baie het en jy sê, as ek net kan kry, dan eintlik smoor dit jou goeie sak. Hoor wat sê Jesus in hoofstuk 16 vers 13. Geen huisknegt kan twee baase dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een lojaal wees en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien. Daar is twee sade in jou hart as jou grond soos hierdie lyk. Dis die saad van onkruid en dis die saad van die koninkryk. As al twee op jou hart lê, wen die saad van onkruid altyd. Altyd. Dan die laaste tipe saad is die goeie grond. Die goeie grond. Nou ek het vir jou gesê dat daar is nog 'n rede hoekom ek dink hierdie grond is in minderheid, is want 4 gronde word genoem, 4 tipe harte word genoem. En tog is net een van die gronde, een van die tipe hart toeganklik vir die saad. Met ander woorde, kwart. Ek het gedink, miskien lees ek iets in die gelykenis in, om te dink dat net 'n kwart van al die harte vrugbaar is vir die saad. Maar toe lei die woorde van die Here Jesus in my oor, in Lukas 13, waar iemand vir Jesus vra, meneer, is die wat gered word min? En Jesus het vir hulle gesê, beywer jou om by die smal deur in te gaan, want baie, sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan, maar hulle sal dit nie reg. En in Matteus 7, gaan deur die nou poort, want breed is die pad en wyd is die poort wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur binne gaan, maar hoe nou is die poort en hoe smal die pad wat na die lewe lei, en daar is min. So die goeie grond wys vir my, dis altyd in minderheid. Die feit dat dit net hierdie saad is wat vrug dra, wys my ook dat egte geloof moet vrug dra. En dis eintlik wat Jakobus sê, geloof sonder dade is dood. Dit is net die oop en toeganklike hart vir die evangelie van Jesus wat vrug gaan dra. Hulle neem dit aan, hulle volhard daarin, hulle soek daarna. Dis nie oppervlakkig nie. Hy het 'n oop en toeganklike hart. Goed. Dis die 4 gronde. So nou wil ek vir jou vra. En dan maak. Hoe lyk jou hart? Hoe lyk die kondisie van jou hart? Hoe lyk jou grond? Kan die Here Jesus se saad werklik in jou hart groei? Of dink jy dit kan?
Is jou hart oppervlakkig? In ander woorde, jy woon maar net bietjie kerk by om goed te voel. Is jou hart vol van die kommernisse van wêreld, soeke na rykdom, praat jy net oor geld, is geld hier, geld daar, beklei jy oor geld? Is dit verdoring? Of is jou hart hard en sê ek is 'n Christen, maar ek het 'n liefde vir die wêreld en 'n liefde vir sonde. Jesus kry tweede plek. As dit jou hart is, het ek vir jou nuus. Jy gaan beskaamd staan. Jy gaan skaam kry voor die Here. Jy gaan buig in skaamte. Ander gaan buig in aanbidding, maar jy gaan buig in skaamte. Volgens die Here Jesus, die pad word deur die Satan op die pad val, word deur die Satan opgepik. Die saad wat by die rotsagtige gebied val, word verdroog deur die son. En die saad tussen die onkruid, alles word uitgeruk en in die vuur gegooi. Met ander woorde, nie een van daai drie se saad oorleef. Daar is net een plek waar dit oorleef. En dis in die goeie grond. Dis in die goeie grond. Nou hoe weet jy het goeie grond? Wel die vrug. Die vrug. Wat 'n vrug? Jesus praat van 100voudig, 60voudig, 30voudig. Weet jy wat is die vrug? Galasiërs 5:22. Is daar liefde in jou lewe? Liefde vir God, liefde vir die medemens. Is daar vreugde in jou lewe? Vreugde dat God vir jou is, dat hy meester is. Het jy vrede in jou lewe? Het jy geduld in jou lewe? Het jy vriendelikheid in jou lewe? Het jy goedheid in jou lewe? Het jy getrouheid in jou lewe? Het jy sagmoedigheid en selfbeheersing in jou lewe? Want dit is die vrug van die Gees. En hier is nuus. Hierdie vrug kan ek nie self maak nie. Ek kan dit nie self produseer nie. Ek kies nie om geduldig te wees nie. Ek sukkel. Maar as die Here my hart kom verander, dan kom geduld. Dan kom vrede. Jy kan nie vrede kies nie. Vrede is 'n produk van dit wat in jou hart aangaan. So miskien het jy net die vrug in jou lewe. Wat kan jy doen? Wel, die eerste ding is, jy moet besef, jy is nie 'n tuinmaker. Jy is nie 'n tuinmaker. Jy is nie in beheer van hierdie grond wat hier in jou hart sit. Jy kan nie hierdie hart van jou vat en hom uithaal en hom afskit en dalk 'n ploeg deur hom trek en die rotse uitpluk en die onkruid uithaal nie. Jy is nie so sterk nie. Daar is net een wat daai hart van jou kan verander. Daar is net een wat daai hart van jou kan ploeg. Daar is net een wat daai harde hart van jou kan versag. Daar is net een wat daai onkruid kan uitpluk en daai klippe kan verwyder. Hy is 'n nomme goddelike tuinier. Hy is ons Here Jesus. As jou hart is so 'n pad. As jou hart dalk 'n bietjie klip in het ek vir jou nuus. Hoor wat sê Jesaja 36 vir jou. Dis nou God wat praat. Ek sal rein water oor jou sprinkel en julle sal rein wees. Van julle onreinheid en afgodsbeelde sal ek julle reinig. Ek sal vir julle 'n nuwe hart gee. 'n Nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle 'n hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalings nakom. Dis hy. Nie ek nie. Dis nie as jy nie. Dalk het jy 'n hart vol onkruid. Daai dorings, dalk worstel jy met gierigheid en die genot van lewe. Dalk begeer jy net geld en sukses en status en goed, al hierdie goed. As dit jy is, wil ek jou herinner van die ryk jong man
Ryk jong man het na Jesus toe gekom en vir hom gesê, goeie leermeester, wat is dit wat ek moet doen om die ewige lewe te beerwe? Jesus sê, waar jy noem jou goed, net die Vader alleen is goed. En Jesus sê toe vir hom, gaan, doen die gebooie. Hy sê, ek doen dit, Here. Ek walk die walk, ek doen die regte goed, ek talk die talk. Hè? En Jesus sê, verkoop al die goed en volg my. En die ryk jong man gaan bedroef dan weg. Jy sien, Jesus het gewys waar sy hart lê, nee. En die disippels is almal, wat? En hoor wat sê hulle in Lukas 18:26. Wie kan dan gered word? Sê die disippels. En hoor wat antwoord Jesus. Wat onmoontlik is by mens, is by God. Wie kan gered word? Maar as dit afhanklik is van jou? Niemand. Maar as dit afhanklik is van God? Verseker. So die idee van hierdie gelykenis is eerstens om vir jou te wys waar jou hart lê. Waar lê jou hart? Waarmee is jy besig? Wat doen jy? In 'n oogwink is ons lewens verby. Ouer by die dag. As jy besef jou hart lyk soos klip, of jou hart lyk soos die pad, of jou hart lyk soos dorings, dan is die eerste ding wat jy moet doen, is jy moet gaan na die een wat dit kan verander. Dit is wat Jesus sê. Moet jy jouself beweeg. Kom na die Here Jesus. Kom na hom toe. Draai jou rug op jou sonde. Ja, bekeer van jou pad. Ja. Maar gaan na die Here toe en sê, Here, verander hierdie hart van my, want hy is hard. Verander hierdie klippe, haal dit uit. Haal hierdie begeertes na wêreldse goed uit, want dit steel by my. Ek wil hê die Here Jesus moet wees in ons lewe. En dit is hoekom ons nagmaal gebruik. Want saad dra simboliek. Vir saad om te groei is so mooi. Vir 'n saadjie om te groei in die grond moet die saadjie altyd sterf. Altyd sterf. Vir ons om lewe te kan hê vir God, moes Christus vir ons sterf. Vir jou om Christus te volg, moet jy jou ou self laat sterf. Jy kan nie jou ou self saamvat nie. Maar dan beteken dat jy vat 'n padhart, 'n klipagtige hart, of 'n onkruidhart saam. Jy moet dit laat sterf. En jy doen dit deur om voor die voete van Christus te kniel, en deur om by hom te pleit, en om te sê, verander hierdie begeerte by my, verander hierdie hart van my, verander my, Here, want ek is verlore. Mag jy pleit by die, by die hart van. Maar jy moet werklik eers besef wat se tipe hart jy het. Want verandering gaan nie vir jou belangrik wees as jy dink jy is op goeie grond. Ons Here Vader voort. Om hy toe te kom. En net uit te roep en te sê, verander hierdie hart van klip, 'n hart van vlees. Ruk rots, omkruid. Jy wil soos hier wees. Net lê met my soos U maak. Ek kan nie my eie hart verander nie, en nie een van ons kan ons hart verander. Verander dit tot ons.